Ek wil vir julle almal sê goeienaand. Dit is baie lekker dat ons kan saam wees en dat ons na die Bybel vanaand weer mag kyk om te kyk wat die Here vir ons daaruit wil sê. So baie welkom vir elkeen van julle. Ek wil net gou sê, hoeveel is julle vanaand hier so? 50, 60. Ek weet sien ek moet 'n paar van julle kwaad maak dat julle loop en nie kom koffie drink nie. Vir 'n geval die pannekoek te min is. Nee, spot, daar is blijkbaar genoeg. As ek julle so kyk, is daar vir elkeen ten minste 'n halwe een, beteken dalk 'n hele een vat. So, ons het nou gedink, ek het vir Karen gesê, luister, en Susan, hulle twee het nou gedoen. Ek sê, die mense gaan nie kom as ons nie iets vir hulle bied as 'n lokmiddel nie. So, dis vanaand pannekoek. Mag ek vir hulle sê wat dit môre aand is, of moet ek liever nie sê nie? Moet ek nie sê nie? Ook jy moet nie sê nie. Môre aand is 'n verrassing. Dis nougat bars. Nie ek spot. Maar hulle het so gereël dat ons elke aand so ietsie het wat ons saam kan geniet na die tyd, so baie welkom na die tyd. Daar is genoeg dat jy 'n stukkie gaan kry en kan saam kuier. Andries is by die huis, maar julle mag dit weet, ek sê dit nou maar net, dat ons hom nog so 'n bietjie rus kan gee dat die ou se liggaam net eers lekker kan herstel, maar as jy baie na hom verlang en baie lief is vir hom, dan mag jy so vinnig gaan inloer en sê, hoe is dit? Ek hou nog van jou, wat ook al. En sterkte, maar ek dink ons kan vir hom bid vir 'n mooi herstelproses wat die Here mag doen. En ek dink vir geduld. Die kere wat ek was baie min in my lewe siek. My stem verlaat my elke jaar ergens, omdat ek te veel praat. Maar was min siek, maar ek weet die paar keer wat ek siek was. Die geduld met die herstelproses. Dit was baie min. So ek dink ook aan daarvoor bid dat die Here enige ou wat moet herstel na 'n operasie, dat hy geduld mag hê, dat die liggaam en die Here hulle eie tyd het wat hy ook moet herstel. Goed, ek wil hê ons met kom ons begin hier net saam te bid voordat ons iets saam sing. Here, baie dankie vir die aand, baie dankie dat ons so lekker hier by mekaar kan wees in die wonderlike gebou wat jare terug opgerig is om U in te aanbid. En vanaand is ons weer hier by mekaar om vir U te aanbid, Here, en om U woord te lees en te hoor wat U vir ons wil sê daaruit en vir U kans te gee, o Heilige Gees, om ons te omvorm, om regtig impakmakers te wees in die omgewing waar ons lewe. Daarom bid ons, seën ons vanaand om te leer en te hoor en vernuwe te word deur U wat in ons werk, sodat ons U 'n kans mag gee om deur ons impak te maak daar waar ons lewe. In die naam van Jesus vra ons dit. Amen. Dankie. Ek wys sommer net weer vir min of meer ons prentjie vir hierdie week met ons vingers nou. Die van u wat nou gister ek aanvaar in die kerk was, het nou min of meer die idee gekry. Die eerste dag was nou gister se ene waar ons gepraat het oor die feit dat ons impak moet maak en impak kan net 'n kind van die Here doen. Want die Here doen die impak. Hy bring die veranderinge in die lewe rondom ons, maar hy gebruik ons as kanale deur wie hy dit doen. So die feit dat jy 'n kind van die Here is eintlik, as ek maar so kan sê, dalk 'n voorwaarde om impak te maak, want die Here moet dit deur jou doen. So alles is reg, sharp, fyn, wat ook al, die duimpie. Vanaand is dit die wysvinger wat wys, wat die weg wys. As 'n mens, ja, soos ek nou wat lekker, ek oefen om by die huis nie baie te praat nie. My vrou geniet dit, want dit sê ek 'n beerd. Maar as ek vas sê, koffie, tee, wat ook al. Ek sê vir, wil jy hê, kan ek vir jou bring? Ja, jy het gedog, ek sjant daar rond, nee. Ek laat my rond sjant, koffie, as jy sê, dan bring ek. So, dis die wegwyser, hy wys die roete. Daarom het ek iets gekies rondom, ons werk almal met 'n GPS. Op die selfoon is dit mos nou baie lekker. En as jy in 'n vreemde plek rondloop, dis meer interessant waar oral daai ding vir jou vertel waar jy moet loop. Dis ongelooflik. Ons het nou vir die jaar op 'n baie vreemde plek geloop, waar ek gedink het wat daar nêrens, daar's nie is, ek kan nie karre ry in daai plekkie, jy moet loop. En hy verduidelik vir elke stukkie. Dit was kosbaar eintlik. Maar goed, die woord van die Here is vir ons soos 'n GPS. Dis hoekom ek gesê het ons vra die Heilige Gees in die vorige lied om die woord vir ons oop te maak. So die woord wat hierdie padkaart is, hierdie GPS is wat vir my en jou wil lig
gee op ons lewenspad vorentoe. Dis min of meer wat ons vanaand oor gaan praat, want dit is uiters noodsaaklik as ons wil impak maak, dat ons ook 'n sekere vorm van kennis sal hê, van die roete waarop die Here vir ons wil vat. Die stukkie wat ek wil lees uit 2 Petrus, kom ons kyk net daarna, is dit op die skerm, dit hoef nie te wees nie. Ek gaan dit sommer gou lees. Of weet ons hom nie? Nee. Ek gaan hom gou vir jou lees. Die stukkie is in 2 Petrus, wat eintlik die hele week elke aand word so ietsie daarvan gebruik of herhaal, wat ons in die tweede brief aan Petrus vers 5 tot 7 lees. Vers 5 sê, juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid. Nou, gister is min of meer deugsaamheid, dat ons reg sal lewe, suiwer voor God sal lewe. Die deugsaamheid met kennis. Dus dit is vanaand na kyk, 'n stukkie kennis, wat die woord vir ons gee. Ons gaan meer daaroor nou praat. Die kennis met selfbeheersing, selfbeheersing met volharding, volharding met godsvrug, godsvrug met liefde onder mekaar, en liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. So vanaand gaan ons so 'n stukkie na die kennis kyk. Die boodskap vertaal dit baie kosbaar. Stefan Joubert, wat ek nou maar, wat my geïnspireer het, en wat baie van die inhoud, het ek nou maar ook gaan opdiep uit sy Bybelstudieboek uit, oor hierdie spesifieke onderwerp. Hy het ook gewerk aan die vertaling van die boodskap, ons Afrikaanse vertaling daarvan. Daarin word hy baie mooi vertaal, daar staan, saam met hierdie ywer, moet julle ook kennis hê, sorg dat julle die Here goed ken. Baie mooi vertaal, dis nou 'n parafrase, dis nie letterlike vertaling nie, soos 'n interpretasie. Maar saam met hierdie ywer moet julle ook kennis hê, sorg dat julle die Here goed ken. Dis nou min of meer wat ons vanaand met mekaar oor gaan praat. Die GPS van my daaglikse lewe, hierdie wysvinger, hy wys vir my die weg, die pad wat ons moet stap. Ek wil saam met die 2 Timoteus baie bekende deel vir jou lees, hoofstuk 3 vers 16 en 17. Hier staan, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Dis die wonderlike funksie van die woord van die Here. Ek wil begin vir jou dis nie 'n storie nie, dis die waarheid. Dit het regtig gebeur wat ek vir jou wil vertel. Daar het jy nou gistersinne, jy onthou dit mooi, impak slegs moontlik deur 'n kind van die Here. Ons het vir mekaar gister ook probeer sê dat die Here die doener is, ek is die kanaal. Ek het net 'n ander beeld hier so rondom die kruiwa, kom ons sê dit maar sommer vir jou. Kruiwa staan ons daar en hy kan niks doen op sy eie nie. Hy het iemand nodig om op te tel en te stoot, dan begin die wiele te draai, dan kan die inhoud van die kruiwa op 'n punt kom. Ek en jy is kruiwaans en die Here is die Gees wat dit optel en iets doen deur ons. So hy is die doener, hy is die impakmaker, die wat dinge verander. Ek en jy is bloot die kanaal of die kruiwa waardeur hy dit doen. Ek ry eendag na 'n troue toe, ver en ry, ek weet, ek het gaf net gewoon, nou moet ek by Albertina so wildplaas, ek moet daar gaan trou, maar troue doen, het ek die vriende in Mosselbaai. Nou het ek my klere aangehaat, maar ek wil nou 'n pak aantrek, want vir 'n trou moet jy partykeer 'n pak aan hê. En so stop ek by die vriende daar in Mosselbaai en ek trek die pak aan. Maar dit is 'n bietjie deur 'n krisis en die vrou, die krisis, dit is kerkmense, uit en uit. Maar sy is so deur 'n krisis en so bietjie dan het 'n mens soms onsekerhede. En sy is onseker en sy het nou die zen dinge begin doen. En sy vertel vir my nou van hierdie zen. Sy gaan nie onnodig nou mee toe nou kerk toe nie. Sy is 'n bietjie weggebly by die kerk daai tyd, maar sy het nou hierdie zen ontdek, hierdie oosterse geloof. En sy sê, Johan, ek het hierdie zen boek, dis sê net maar die zen Bybel, kan ek net maar sê. En sy wys my die boek. Sy vertel nou op haar koelkas, onthou ek, staan al hierdie beginsels van die zen. Klink nogal baie soos die Bybel toe ek dit nou so lees, maar nou weet ek moenie vir haar preek nie, want ons het mekaar nou goed al ken. Hulle was my bure en gaan net verby lank. En so gaan dit oor die zendinge. En sy sê vir my op 'n stadium nou, waar kry jy al die preke vir die troues? Altyd 'n versie vir ding. Ek sê wie, ek het so 'n ou boek daar by die huis wat ek dit in kry en ek vertel vir hy die ou boek se storie. Ek gaan dit nou vir jou vertel, so ek gaan dit nie nou sê nie, ek gaan dit nou vir jou vertel. Vertel vir die storie van hierdie ou boek. Kom vertel dit maar vir jou terwyl ek nou daaroor praat. Hierdie ou boek
is oor 'n periode van 1500 jaar geskrywe, sê ek vir. Dis 'n lang tyd. 1500 jaar is daai boek geskrywe. En hy is eintlik soos 'n biblioteek wat uit 66 boeke bestaan. Hierdie ou boek. Oor 1500 jaar het 'n klomp verskillende ouens aan die boek geskrywe. En weet jy wat? Hulle kom uit verskillende kulture, verskillende agtergronde, verskillende geleerdhede. Party was konings, party was eintlik filosowe, party was digters, party was geskiedskrywers. Maar weet julle almal, het die eerste klomp van daai boeke rig in dieselfde rigting oor 1500 jaar. En toe aan die einde van daai periode gebeur daar toe 'n paar dinge en van die goed wat die ou manne oor 1500 jaar omtrent geskryf het, raak toe woordeliks waar. Jesus, maar daai vrou se mond gaan so oop. Ek sê vir Jesus, is 'n fantastiese boek hierdie. Verduidelik ek vir haar. Sy sê, Jesus, maar kan sy nie so een keer nie. Sy is lief vir lees. Ek sê, ek het 'n idee, jy het een in jou huis. Ek sê, ek noem hom sommer die Bybel. Jesus, my dog sê, gee my 'n klap. Ek noem hom sommer die Bybel. So 'n ou swart boek, sê ek vir haar. Maar dit is absoluut fantasties. As jy dink hoe hierdie boek ontstaan het, hoe daar gepoog is deur die geskiedenis om hierdie boek te vernietig, dat hulle hom verbrand het. Die boek moet vernietig word, maar hulle kon dit nie doen nie. Dit was onmoontlik om hierdie boek te vernietig. Dit is onmoontlik om die werking, ons gaan nou daaroor praat, om die werking wat hierdie boek aan mense se lewens veroorsaak het, te kon keer. Totally onmoontlik. En die mooie, as jy die Ou Testament vat, in Jesaja word daar dinge gesê, ander boeke ook, ek vat nou maar 'n voorbeeld, wat in die Nuwe Testament woordeliks vervul is. 1000 jare wat vroeër al geskrywe deur 'n prediker. Jesaja was 'n tipe van 'n filosoof, dominee kan 'n ouma sê. En hy het dit geskrywe daai tyd in 'n preek. En toe Jesus gebore word, toe is dit woordeliks vervul. Hoe is dit moontlik? Dis 'n absoluut fantastiese boek wat ek hier in die hand mag hê. Dis die boek waarin die Skepper God homself aan ons bekendstel. So dit gaan in die boek eerstens dat ons hom moet leer ken. Daarom, want dis wat die boek wil doen, dis al. Hy weet God aan ons bekendstel, dis al. Hierdie God wat ons gemaak het, hierdie God wat hy gedoen het, hy het ons kom red deur Jesus, dit vertel hierdie boek. Die boek vertel dat hierdie Vader het alles gemaak en hy versorg het nog alles. En sy seun Jesus, hy het gekom om ons te kom red, sy eie lewe in ons plek kom gee. En toe kom die Heilige Gees en hy verander ons om te raak soos Jesus. Soos God oorspronklik bedoel het met Adam en Eva. So dis belangrik dat ons hierdie boek sal ken. Want in die boek leer ons God ken. Leer ek met ander woorde ook hoe ek sal lewe. Want God leef nou in my en jou deur sy Heilige Gees. En as ons God leer ken deur die Bybel, dan leer ons ook onsself ken, hoe hy van ons verwag om te wees. Goed, onthou dis 'n biblioteek, verskillende genres in hom, van gedigte wat deur digters geskryf het, dink maar aan Dawid, wyse ouens, dink maar aan Salomo, filosowe, dink maar aan predikers, al die profete, dink maar aan geskiedskrywers, dink as 'n boer, ou Amos was 'n boer, skaapboer van Tekoa. Hy skryf 'n stuk. So die Here gebruik 'n verskeidenheid van mense met verskillende talente uit verskillende kulture oor 1500 jaar. Ag, ek dink ek het nog genoeg gesê dat jy hierdie boek moet waardeer. Dis 'n absoluut fantastiese boek, die Bybel. Dis ongelooflik wat ek en jy in ons hande kan hê. Ek wil dit sommer noem 'n autobiografie van die Skepper God. Dis wat dit is. Want ons het nou gelees in Timoteus onder andere, hy het dit alles geïnspireer. So hy sit agter dit. As iemand nou vir my iets sê en ek moet dit oorvertel, julle onthou daai telefoontjie ding wat julle gespeel het toe jy klein was. Dan sê die een op die punt, ek sien 'n hond. En dan heel aan die ander kant, hier by die 10 kom dit uit, daar lê grond. Dan dink almal nou, hoe die ding is dit daarby uitgekom. Maar dis soos dit oorvertel word. Maar nou het God mense geïnspireer. As daar verskillende vorme en ek weet dis nie 'n tipe inspirasie. Die beeld wat hulle gebruik het in die teologie was dat God 'n trechter in jou brein gesit het en hy giet die goed hier in. Dis hoe dit gebeur het. Maar hy het iemand gegryp en deur die Heilige Gees geïnspireer. Het daai mens in sy menslikheid
die goddelike boodskap gaan verwoord, op sy menslike, unieke manier. En daar's baie meer boeke wat die Heilige Gees geïnspireer is. Ek dink, vandag nog, ek weet nie, dink ek weet, is daar baie kinders van die Here wat boeke skrywe, wat deur die Heilige Gees geïnspireer is. Soos die Bybel, maar dit hoef nie die Bybel te wees nie. Die samestelling van hierdie 66 boeke, ek gaan dit nie nou vir jou vertel nie, maar dit is net so wonderwerk, wat hier gebeur het. Dit is die boeke wat met tyd hierdie kerk aanvaar is. Daar het jy ou gaan sit en besluit, hierdie boek in, hierdie boek uit, dis deur die Gees in mense se lewens gesaghebend geraak. Goed, die wonder van hierdie wonderlike boek. Sy wil, sy reddingsdade, sy denke, alles word aan ons geopenbaar in die boek. Met die bedoeling, dink ek, hy leef in my, dis hoe God my wil maak. Daarom moet ek die boek lees. Ek moet die inhoud daarvan ken. Nou, hoe lees ek hierdie boek? Want omdat dit 'n biblioteek is, moet ek op 'n spesifieke manier dalk lees ook. Ek wil vir jou so 'n dingetjie wat net daar rondom noem. Beginsels by die lees. Die eerste ding, wat moes die eerste lesers hoor? Moet jy vir jouself afvra, wat moes hulle hoor in hierdie deel? En dan moet jy nou so min of meer gaan kyk nou, en jy kan dit kyk, dit staan in jou Bybel, die pragtige, ek gebruik hoofsaaklik die 83 vertaling, die nuwe een is baie besonders, ek gebruik net so baie, want ek voel meer tuis in die 83 een, want ek met hom groot geraak het. Maar elke Bybelboek het 'n stukkie inleiding voor hoofstuk 1 begin, is 'n stukkie vir die storie van die boek vertel. So jy het nie nodig om die boeke te gaan koop om die dinge onnodig te bestudeer nie. Jy kan bloot selfs dit lees, dan het jy die agtergrond. Maar goed, wat moes die eerste lesers hoor toe hierdie boodskap na hulle toe oorgekom het? Dat hy ietsie daarvan probeer verstaan in die lees, probeer iets van hulle taal of hulle gebruike agterkom, van hulle gewoontes. As jy byvoorbeeld nou by 'n besondere deel van Jesaja 5, het op 'n stadium vir my nogal erg geraak. Daar staan, laat my sing van my beminde. 'n Lied van my beminde oor sy wingerd. So het gaan oor 'n ou se wingerd, as 'n wynboer. Wingerd was beeldspraak vir jou meisie of jou vrou, jou geliefde. Ek wil 'n lied sing oor 'n vriend van my wat 'n wonderlike meisie gehad het. Hy het haar getoetel, daar staan, het hy wingerd die beste behandeling denkbaar gegee. Dat het net pragtige druiwe moes voortbring. En wat doen hy wingerd? Hy wingerd bring suur druiwe voort. So, die lied gaan daaroor, dat hy sing van sy vriend, wat hierdie girl gehad het, hierdie meisie, hierdie vrou, hierdie vriendin, wat ook al. En hy het vir haar die beste treatment gegee, hy het vir haar op die hande gedra. En dan gaan vir niks met 'n ander ou. Dis min of meer wat daar gebeur. So die lied van my beminde se wingerd. Wat het hy met sy wingerd op die ou ende gedoen? En dan eindig daai lied dat die Here sê sy volk is so. Ek het met julle in hierdie verhouding getree. Ek wou julle is my soos 'n bruid. Julle het afgehoreer en afgode gaan dien. En wat God met hulle gaan doen op die einde. So, dis partykeer nodig dat 'n ou dit verstaan. As jy byvoorbeeld 'n ander ene vat, 'n baie besonder in Psalm 23, wat ons almal baie goed ken, dis om kom nou vat, waar dit gaan oor die herder, Johannes 10 is nou die Nuwe Testamentiese Psalm 23, waar die Here sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder is die lewe af die skape. Maar die Ou Testamentiese Psalm 23, as jy nou 'n gedagte hou, wat jy op die TV kan sien, op YouTube kan ek het selfs gratis kyk. Want ek het op een of ander manier vang ek YouTube gratis op, ek hoef nie te betaal vir hom nie. Maar jy kan allerlei programme kyk oor daai land. Dan sien jy hoe die land lyk. Dis onherbergsaam. Dis woestyn, dis min kos, min water, min alles. Die bome daar word op druppbesproeiing. Hulle groei in sulke kalkrande. Met druppbesproeiing daai olyfbome in 'n lewe werklik in ons pluk olywe daai goed. Daai joetjies kry iets reg met grond wat dit is besonders. Goed. As jy die land kyk in sy onherbergsaamheid. En die ouens in daai dae het 'n herder mos na sy eie skape gekyk. En nou, ek het die voorreg gehad om so 'n paar jaar terug daar te kon wees. Toe gebeur dit nog steeds. Dat hy ou loop voor. Daar langs die dooie see aan die onderkant het ek dit gesien. Hierdie niks, dis nie woestyn sand nie, dis koppe met niks. Die van julle wat daar was, sal weet waarvan ek praat. Maar koppe met zero niks daarop. Dan loop hy die skape agter hom aan. So hy het buitekant elke dorp het hulle 'n kamp gehad en daar het al die skape in die nag geslaap. En dan môreoggend, soos jy nou jou hond roep,
Vlekkie, kom. Dan kom Vlekkie, want sy baas roep hom. Ek het graag net 'n vrou gesien dat perd so roep. Dis ongelooflik. Sy roep hy perd, dan kom hy uit die kamp uit gehardloop na toe, dan kan sy vir my saal en toe aansit. Ek het nie gedink 'n perd, want ek weet 'n min van hulle af. Maar goed, so kom die ou nou elke oggend uit by hierdie kampie waar al die dorp se skape nou is. Dan fluit hy. En sy skape herken hy fluit en sê, dis ons baas daai. Trip die skape uit, syne, kry hom daar buite en dan stap hy. Dan gaan soek hy nou vir 'n kos. Hy moet ergens vir 'n kos en water kry. So hy soek 'n stukkie daar ver, so groen grasie, kom ons gaan soontoe. Dan moet seker 'n bietjie water ook wees. Hier gaan ons hel warm daar. Dan soek hy 'n bietjie koelte onder 'n boom waar sy skape kan sit. Dan rus hy met hulle. Dan vat hy vir 'n bietjie water toe, dat hulle kan drink. As jy daai prentjie begin sien, hy het 'n stok en 'n staf, sê die ou vertaling nog. Dis 'n tipe knopkierie en daai lang ding met die hak. Julle ken hy ou met die Kersfees toneeltjies, dit is altyd so 'n stok met so 'n hak. Nou daai knopkierie was om die wilde diere wap. Tik jy die wilde dier weg wat jou skape wil aanval terwyl jy deur hierdie onherbergsame beboste gebied loop. En as ou jou ook wil aanval, dan roep pap met die knopkierie. As dit nou 'n afgrondige ding is waar jy stap en die skapie wil daar afval, dat jy daai hak jy om sy nek, kom terug na die groep toe. As jy daai prentjie begin sien en die Here sê, Dawid sê die Here is my herder. Hy beskerm my. Hy hak my as ek afdwaal om by die groepie te bly, op die regte pad te bly. Hy versorg vir my. Groen weivelde, waters wat daar is koelte. Maar ek hoor sy stem. Sê Johannes 10 ook so mooi. En ek reageer op sy stem, want ek ken hom. Daar's 'n verhouding tussen my en hom. Daarom sê Psalm 23 aan die einde, ek sal tuis wees in die huis van die Here tot 'n lengte van dae, want ek en hy is in 'n verhouding. Goed, ek het genoeg daaroor nou gesê. Die punt, ons moet onthou wat die eerste lesers sou hoor as hulle dit doen. Ons moet dit binne die verbande lees. Ag, weet julle, wat is daai storieetjie wat een van ons ou manne wat vir ons probeer leer dit vir ons vertel. Van as jy nou so die Bybel oopmaak en laat oopval. Here, ek soek nou vandag 'n teken, moet ek dit doen en dat wap, dan lees jy. Gits. Toe lees die ou, hy het 'n fight met sy broer gehad. En hy val oop en Kain het vir Abel doodgeslaan. Nee, Jesus, ek sê dit misverstaan. Ek vat die Bybel weer en sê, Jesus, maar vul hom op 'n ander plek op. Toe staan daar, dis in die Nuwe Testament, gaan en doen jy net so. So, dis die glips wat jy kan hê. Jy moet die Bybel lees binne sy verbande. Jy moet die hoofstuk lees of die perikoop, die deel lees. Dat jy kan verstaan waarom word dit so gesê of op 'n ander manier gesê. Lees 'n hoofstuk, lees 'n Bybelboek as jy dit dan saam lees. Lees as geheel, nie stukkies nie. Daai deel gaan jou nou probeer motiveer vir iets. Nie blokkies of stukkies buite die verband nie. En dan 'n ander ding wat ek wil noem net rondom die lees, luister na die Gees se leiding. Ons het baie keer gedink meditasie is 'n oosterse sondige ding. Is so jammer dat die oosterse mense of destyds op stadium die Katolieke Kerk dit by ons gesteel het. Dis absoluut fantasties. Meditasie beteken nie, Christelike meditasie is eintlik woordoordenking. Jy vat 'n deel van die woord en jy oordink dit saam met die Here. Onder leiding en inspirasie van die Heilige Gees. Jy stel jou oop vir hom. Dis nie as jy oopstel vir enige bose dinge om jou in te kom nie. Jy mediteer oor die woord. En daai stil raak voor die Here. Waar hy vir hom sê, Here, ek wil u woord nou lees. Heilige Gees, praat met my. Ek is oop vir u. Samuel het gepraat van hom, spreek Here, ek luister. Dat ons regtig waar met die leiding van die Heilige Gees die woord sal lees en die woord sal oordink. Ek wil vir jou een ding nou sê wat absoluut fantasties is. Wie van julle het al van Dion Meyer se boeke gelees? Hy skryf sulke oor Griesel, die speler, en Won, sy pel en wat ook al. Sulke goed skryf hy. Hy was nou hier met julle, met ons. Ek is nou deel van Oudtshoorn. My kar is CG. Dit voel so lekker toe daai kar CG raak en die EC is af. Toe voel ek soos 'n nuwe ou. Maar goed, toe het hy en klavier speel en sing, Koenie. Dit is so 'n ding gedoen, ons het dit gaan kyk onder andere. Maar ek wil nou iets oor hom sê, dit sou lekker wees as jy nou lees oor die Cobra, wie ook al van hom, en hy staan en ek lees, hy sê vir my, Johan, ek bedoel dit en dit by dit. Jy verstaan 'n stukkie verkeerd, dis nie weer daai paragraafie, dan as jy die stukkie beter verstaan. As die skrywer die boek
vir my kan verduidelik. Dit is by die Bybel waar. Die skrywer staan en hy kyk oor jou skouer en hy verduidelik vir jou wat daar staan. Is dit nie absoluut fantasties nie? Ek lees die Bybel en die Gees van God staan oor my en hy sê vir my, Johan, kyk weer. En ek kyk weer. En hy leer my om dit te verstaan. Hy leer my wat die oorspronklike skrywer God se bedoeling daarmee was. Daarom is dit uiters noodsaaklik dat ek my sal oopstel vir hom wanneer hy werk. Dis die enigste boek wat ek van weet, waar die skrywer oor jou skouer loer en vir jou verduidelik wat hy bedoel, wat daar staan as hy geskrywe het. Stefan Joubert sê in sy boek onder andere om die Bybel te lees, is om te ervaar hoe die Gees die woorde op papier voor jou oë op jou hart se tafels ingraveer. Hy is besig om dit wat ek lees op my hart in te graveer, dat dit permanent daar kan wees en 'n werking in my lewe kan hê. Net die Here se naam wil ek hier aankoppel. Ons praat van Jehovah, die God, skepper God, Abraham, die verbondsgod, iemand wie ons in 'n verhouding staan. Julle weet nou lankal dat die Hebreëse taal, ek gaan nie vir Hebreëse les sien, ek weet te min daarvan, maar die kom ons sê die regte uitspraak sou wees Yahweh. Maar omdat die mense nie die Here se naam uitelik wou gebruik nie, die derde gebod, het hulle hom ander klinkers gegee. Jehovah in plaas van Yahweh. Maar Yahweh sê die Here toe Moses sê, hoe moet ek vir die mense sê wie het my gestuur? Toe sê hy Yahweh, ek is wat ek is. En 'n mooi vertaling daarvan wat ek by iemand raak, hy sê dit beteken eintlik julle sal my in my dade leer ken. Yahweh. Jy sal my in my dade leer ken. Dis absoluut fantasties. As ek die Bybel lees wat Yahweh gesit het en hy sê jy gaan my in my dade leer ken. So in die Bybel leer ek God ken in sy dade. Hoe hy werk met mense, hoe hy werk met sy volk, ek leer hom ken in sy dade. Goed. Ek wil sê die padkaartgedagte of die GPS-gedagte, ek wil iets anders hieraan ook koppel, dis dat die Here vir my in die Bybel 'n padkaart gee, 'n roete vir sy wil met my lewe. Wie van julle ken hierdie ding wat ek nou hier op het, hierdie workshop manual? Wie van julle het in jou eie kar probeer werk? Ek het probeer as student, met treurige gevolge. Ek het 'n 404 Peugeot gehad, waarna soms gewerk moes word. In die starter, ek het altyd die goed uitmekaar uitgehaal, en as ek het terug sê, dan is daar een of ander muurtjie of 'n skroefie nog oor, wat ek nie weet waar hy moet kom nie. So ek het altyd spare parts gehad, as ek in 'n kar probeer werk het. Maar nou, die workshop manual sê jy onthou daai tyd. Deesdae koop ons allerlei goed, jou micro-oond het so verduideliking by, jou airfryer, so verduideliking by alles. En daai dinge saamgestel, sê net maar jou airfryer is deur Philips gemaak. Dat Philips nou daar seker in Duitsland ergens, het hulle gaan sit en nou geskrywe hoe die ding moet werk. Druk hierdie knopjie, gebeur dit, doen dit. Dat jy die maksimum nut uit daai ding uit kan kry, wat hulle hom ingebou het. Dat jy dit kan uithaal. Dat jy dit ten volle kan geniet. Die micro-oonde wat nou soos 'n gewone oond ook kan werk, ek weet nie lekker hoe dit werk, ek is te bang die ding brand as ek op so 'n gewone oond laat werk, maar dis die maksimum nut wat jy kan uithaal as jy hulle voorskrifte lees, as jy hulle workshop manual gaan lees. Hulle weet mos hoekom hulle hom so ontwerp het. Hulle weet presies wat jy altyd hom uit kan haal. En hulle wil jou die kans gee om dit uit hom uit te haal, daarom word dit vir jou verduidelik. Is die Bybel nie ook so nie? God se workshop manual. Die handboek by ons lewe. Dat God sê, ek het jou uniek gemaak. Baie besonder na my beeld. Die duiwel het dit kom die mekaar krap. Verskriklik. Hy het dit kom breek. Totaal en al. Jy is nie meer wat ek jou bedoel het om te wees nie. Maar hier's my handleiding. Kyk 'n bietjie daarna. As jy baie gelukkig wil wees, dan gaan jy die handleiding volg. Want dan gaan jy funksioneer, optimaal funksioneer, soos ek jou bedoel het om te funksioneer. Met alles wat ek in jou ingebou het. Dan gaan jy reg aan die kant uitkom. En baie gelukkig wees. Die 10 gebooie is 'n pretbederwer, nee. Al die klomp reëls. Ek sukkel daarmee. Maar toe het 'n ou dominee jare terug 'n boekie geskryf oor die 10 gebooie. Dus die titel van sy boekie was 10 stippenlyne vir die pad.
Toe dink ek, dit klink nou weer anderste. 10 stippenlyne vir die pad. Die 10 gebooie is gegee dat jy gelukkig kan wees. As jy Psalm 119 lees, kort wat daar gepraat van, die wet van die Here, die wet van die Here, en as jy net dit lees, dan skrik jy jou asem weg, want dit is so straf, die wet van die Here. Maar elke keer dan sê, ek verlustig my in die wet. Want dit bring vrede. Dit maak dat die lewe lekker is. Julle wat weet van kinderopvoeding baie meer as ek. Maar in kinderopvoeding sê hulle ook, 'n ou moet vir 'n kind lyne gee, wat binne hy moet beweeg. Sien die lyne, dat 'n arme kind hardloop rond 'n bond. Probeer, ek weet van 'n hond 'n bietjie meer as 'n kind seker af. Ek het kinders wat kosbaar is, maar ek het hulle nie opgevoed nie. Ek sou dit nie so mooi kon doen nie. Maar 'n hond het ek geleer, jou nee is jou nee. Ek moenie vir hom nou toelaat. Daai hond is in die war, want nou mag hy by bed klim, net nou mag hy by bed klim nie. Nou mag hy dit net, dan mag hy dit doen. Die arme hond is in die war. Maar as jy hom lyne gee, 10 stippenlyne, dan is daar rustigheid. Hy weet, as hy by bed spring, dan gaan iets gebeur. As ek hierdie choppie van die rooster af probeer steel, dan gaan iets gebeur. So hy sal dit nie weer doen nie, want hy het seer gekry. Hy het iets geleer. Die 10 gebooie, die woord, die wet, is gegee om vir ons vreugde te gee. Om die lewe vir ons lekker te maak. Dat ons kan optimaal funksioneer. God weet, binne hierdie lyne, my kind, het ek jou gemaak om gelukkig te wees. Om shalom te hê. Daai vrede, daai tevredenheid wat van die Here afkom. Goed, wie van julle is lief vir kondensmelk gewees toe julle jonk was? Ek is nou nog jonk. Maar ek onthou, 'n bolpuntpen kon 'n blikkie kondensmelk oopkap. As jy skelm in die aand in die kamer lê en jy die blikkie uit jou ma se spenskas gesteel. 2 gate dan suig jy hom uit. Ek kon so tot by die helfte kom en die ander helfte het ek vanmôre aand gebeere, as die mure dit hier onder my bed ontdek het. Want dis waar kom ons nou weggesteek het. Hier so onder. Maar 'n pen, 'n bolpuntpen is nie heeltemal daarvoor gemaak nie. Hy doen dit, maar hy skryf nie meer so lekker daarna nie. Dit het ek ook gesien. As ek nou eers die kondensmelk blikkie met hom oopgemaak het en ek probeer weer skryf en dan sukkel hy so 'n bietjie. Want dis nie sy bedoeling nie. Maar in jou bedoeling is dat ons gelukkig en lekker sal wees. En daarmee die Here vir ons hierdie workshop manual, hierdie handleiding gegee van hoe ons bedoel het om te wees. En as ons dit volg, dan is dit lekker. Dan kan ons 'n wonderlike lewe hê, en gelukkig wees, moet ons binne daai riglyne beweeg. Ek wil net so laaste saakie of wat. Die Bybel is vir ons soos 'n skatkis wat oopgaan. En dit wat ons daaruit kry is soms heel onverwags, is absoluut fantasties goed. Sê ek nou gou hierdie ene. Ons kom in God se mindset. Ek hoop die Here laat my toe, want dit is nie sonder respek gesê nie. Regtig nie. Dis om dit reguit te probeer sê. Maar om in God se mindset te kan kom, lees ek die Bybel. Want as ek moet gaan impak maak, wat sy opdrag vir my is, drastiese verandering moet bring, nog 'n beter dorp van Oudtshoorn moet maak, as wat hy klaar is 'n wonderlike dorp. Ek is nog kort hier, so my is my wonderlike dorp. Maar om dan te sê, maar Here, ons kan dit nog lekkerder hier maak. Ons gaan impak maak. Dan moet ek in God se mindset kom. Want hy het 'n bedoeling. Hy weet wat die oplossing vir al die nonsens is, wat ons soms frustreer. Die Bybel is die boek wat my help om in God se mindset te kom. Dit is een van die skatte wat uit hierdie wonderlike boek uitkom. Ander een, ek het dit nou probeer verduidelik, die 10 gebooie daar is, byvoorbeeld die 10 gebooie, of die wette of die hele woord is gegee eintlik om vir ons gelukkig te maak op aarde en ons reg te laat lewe. Jy verryk jou lewe deur die Bybel te lees met kennis. Daar kom dinge by so selfbeheersing. Daar kom die wonderlikste gawe is die vrede. Wanneer ek dit lees en inpas in daai ritme. Wanneer jy agterkom wat regtig waarde het. En fokus op dit. Moenie fokus op hierdie sideshows nie. Die randgoedertjies nie, maar op die kernwaardes. Laat dit begin gewig dra. Ek dink as ek 'n paar goed, ja, toe ek jonk was, onthou ek, nou gaan ek Stellenbosch, ek gaan in Newcastle studeer. En ek is nou nie so skerp seker nie, maar ek het ook toe nou probeer studeer. Een van my vakke is toe filosofie. By 2 baie bright ouens, Prof Henry Rousseau en Willie, hy het nogal my van Esthuizen, maar hy spel nou 'n bietjie anders, so hy's nou
van die intelligentes, ek was van die gewones. Nou leer ek in die filosofie om te dink, want hulle wil jou leer, jy moet self dink. Jesus en ek het my pa aanbid as 'n laaitie, kyk, pa het als geweet, so iets vraatjie van hom gevra. Hier kom ek in my 2de jaar, dan is jou hare lang, ek het toen nog 'n kuif ook gehad, maar my hare het gehang tot die so, by my sussie se troue, sien ek my som geblou het, soos hy hier gehang het, my ore toe alles, kom ek daar maar, ek neem filosofie. Hierdie ou toppie gaan nie vir my nou meer veel leer nie, ek weet, want ek leer nou filosofie, ek is nou baie skerp eintlik, om dan agter te kom, soos jy ouer raak, daai goed wat ek so hoog geag het, waarmee ek so met my pa wou redeneer, om hom verkeerd te bewys, dit is sinloos. Soos jy ouer raak, besef jy maar, kom ons, hê maar liever 'n lekker verhouding. Kom ons drink maar 'n biertjie by die vuurtjie. Kom ons drink 'n koffietjie, eet 'n stukkie beskuit, kalm rustig, ons praat oor die lekker goed is. Wat help het om te beklei oor goedjies wat nie veel van waarde gaan wees nie. So, met tyd kom daai rustigheid, daai wysheid, daai ander insig, daai shalom. Ek is tevrede. Ek is gelukkig. Ek het gesê aftrede is een van die beste goed wat kan gebeur. As ek het geweet dat ek jare terug al afgetree, dat daai vrede kom. Daar's 'n kalmte, 'n lekkerte, 'n rustigheid, 'n tevredenheid wat op 'n stadium in 'n ou se lewe vir jou gegee word. Goed, die een ding wat ek baie graag wil hê wat ons na moet kyk, is hierdie woordjie skepingsmagtig. Die Bybel, God se woord, is skepingsmagtig. Dis nou 'n lekker moeilike teologiese woord, maar hy sê eintlik presies wat hy is. Toe God geskep het, het hy gesê, laat daar lig wees. Hy het dit net gesê, toe's daar lig. Laat daar plante groei, toe's daar plante. Hy het gesê, laat daar, sy woord, die dinge laat gebeur. Hy sou kon sê, laat daar 'n stoel staan, dan staan daar 'n stoel. So God se woord, deur wat hy sê, kon hy 'n nuwe situasie of 'n ding skep, tot stand laat kom. So die woord van God is skepingsmagtig. En dit beteken vir my geweldig baie. As ek hierdie Bybel lees, jy wat hom lees sal dit weet wat ek nou sê, dan word daar in my lewe goeders verander. Ek is 'n ander ou, as ek hom getrou lees. Want daar kom verandering in my lewe. Hierdie woord verander my manier van dink, my manier van kyk. Ek sien sielik op 'n ander manier. Ja, wat goed is om my, nee, wat ons kan ander dag daaroor praat, maar wat ek nou beleef het, hoe die Here my geswaai het, op manier om heel anders te kyk. Ek het in die 70's op Stellenbosch geloop. En dis die onluste tyd. En nou, julle weet nou hoe dit was robberig, die van julle wat daai tyd beleef het. Daar kom in die aand 'n kar, ek was in 'n dag, kom maar 'n kar en die ou se kar is met klippe gestook by Idas Valley, hy is daar deur. Want daai mense was reg in opstand in daai tyd. Jesus, maar die manne van ons is almal af. Almal met ons wapens. Ek het my so fietsketting met sy hendel gemaak en het ons opgerol en my gatsak gesit hierso. As ek nou so geweet het wat met 'n fietsketting te maak het, gesê, jy slaan 'n ou daarmee. Gelukkig het ek hom nooit gebruik nie. Maar toe is ons almal af. Ons het nou Idas Valley, ons gaan daai manne aanval. Dit was iets verskrikliks, 'n arme gekleurde ou, daai tyd in die straat van Stellenbosch. Hy sou sy dinge gesien het, sou swaar met hom gegaan het. Soos die manne opgewarm was vir die kwaadheid. Die Here het my daai heeltemal verander. Ek kyk met heel ander oë. Ek sukkel nog met die kawatjies 'n bietjie. Maar ek glo die Here sal my daar ook verander. Maar dis die woord. Wanneer jy lees van God se liefde, van hoe Jesus se liefde werk en dat hy dit aan my geplant het. Die woord maak jou nuut. Wanneer jy dit lees, dan verander jy. Want God se woord is skepingsmagtig, kan ons mekaar sê. Ek hoor die Vader se stem bo die geraas. Die lewe is 'n klomp geraas om my. Al die goed wat my ontstel. Het julle opgelet? Ja, nou wil ek julle weer ontstel. Maar hierdie nuus wat jy elke dag kry op jou selfoontjie. Daar word elke dag 'n paar mense in ons land doodgeskiet. Dis ontstellend. En wat ek vir die vrou sê, wat my nog meer ontstel, want ek weet nie hoekom nie, dan word daar gesê, hierdie 4 verdagtes in die kar gery, dat 'n skietery tussen hulle en die polisie ontstaan, hulle is al 4 dood. Die polisie is gelukkig nie gewond nie. Dan skiet hulle hom seker sleg hoor, die boewe. Ek sit met 'n worsteling, Here, hoe moet ek dit verstaan? Hoe moet ek dit hanteer? Dit is my verskriklik. Moorde elke dag.
Mense wat doodgeskiet word, kindertjies, onskuldig. Why? Hoekom? Dis die woord, dat ek die Vader se stem kan hoor, bo die geraas, wat die wêreld rondom my maak, met al die nuus wat hy vir my uitgee. Psalm 119 vers 148 sê, in die nag slaap ek nie, my oë is waawyd oop, dit is net op u gerig. Ek dink die hele tyd aan alles wat u sê. Dit is nie mooi nie, dit is verskriklik mooi, want ek lê wakker in die nag. Maar hier staan, in die nag slaap ek nie, my oë is waawyd oop, dit is net op u gerig. Ek dink die hele tyd aan alles wat u sê. Goed. Dis môre aand se tema, wie is ek, my samestelling. Maar ek wil jou dare. Julle op skool kon my met enigiets gedeer het. Ons het altyd gepraat van 'n family size Coke en 'n slab chocolate. Hulle het albei 25 sent gekos. Family size Coke was 750 ml en 'n slab chocolate was toen nog swaar. Hy was nog groot. Hy is nie so kleintjie wat Cadbury dies daar uitgee nie. Hy was 'n meneer. En dan het ons mekaar gedeer. Ons het gesê, ek deer jou, het my boetie genoem. As jy kaal in die straat afhardloop, ek deer jou vir 'n slab chocolate, dan sê ek, right, ek het dit nie heeltemal, ek het dan so een dingetje aangehad. Maar dan hardloop jy nie aan die af, want ek gaan 'n slab kry. Ek word gedeer met 'n slab. My ma, sy's 'n close to 'n engel. Sy en Gabriel was seker tweeling geweest, raai ek. Maar baie goeie mens. En dan sy so kort enetjie. Dan sal ek nou, dan staan ek hier by die kas, en sy chocolates vir ons vir 'n surprise gekoop, en dis die boer in die kas, wat het nou weggesteek word, sy kan sien, maar ek sien die chocolates die boer. En sê vir, yes, maak sy nou eens vir 'n KitKat. Dan kyk sy my so sê, hoe weet jy die KitKat gekoop? Dan weet ek dit. Sy, as jy vir haar sê, ek het 'n geheim. Nou hoor ek my sê, maar my sussie, hulle kom die naweek kuier. Dan sê ek maar sê, ek het 'n geheim. Dan sê sy, ag sê vir my, wat is dit? Sy fisiek nuuskierig. Sê ek, nee, gaan nie maar sê nie. Nee man, boetie, sê vir my, wat is 'n geheim? Tot op en kyk ek KitKat of 'n chocolate uit. Net om daai geheim te sê. Ek wil julle dare. Die Bybel kan jy van, kom ons sê nou maar Genesis tot Openbaring, dis nie kronologies heeltemal korrek nie, maar ek sê nou so. Van Genesis tot Openbaring deurlees in 75 uur. Die average ou kan dit doen. 75 uur kan jy hom deurlees van Genesis tot Openbaring. Dit beteken as jy 15 minute 'n dag lees, gaan jy hom in 'n jaar deurlees. Jy is nou so halfpad in 'n jaar, my maand. Ek dare jou om hom van 1 Junie af 30 minute 'n dag te lees, dan jy hom Kersfees deurgelees. Dan kan jy Kersgeskenk aan jouself wees. Dat jy hierdie fantastiese boek gevat het en hom gelees het van scratch af, van Genesis tot Openbaring. Wow, miskien jy nog nooit jou lewe gedoen nie, dalk jy dit 'n paar keer in jou lewe al gedoen, maar ek wil jou dare om dit reg te kry. Dat jy 'n halfuur 'n dag, 30 minute 'n dag. Dag het 24 uur. Vat 30 minute en lees hom net soos 'n storieboek. Lees hom net lekker deur. As die geslagsregister vir jou gee, lees dit so 'n bietjie vinniger, so right. Daai deel gaan jy meer woorde in 'n minuut kan inbou, maar vat 'n halfuur 'n dag van 1 Junie tot in Desember gaan jy hom deurlees. Die gemiddelde leser doen dit. Wie maak julle oë toe? Gaan almal. Jy gaan nie loerie, maak goed toe. Wie wil die dare aanvaar? Lig jou hand op. Ek kan sien of een persoon dit dan gaan aanvaar. Wie aanvaar my dare? Net lig jou hand op. Hey. Wonderlik. Hierdie ouens, dankie. Hierdie ouens het nou by die meer charismatic churches is. Hulle chaatsie mense mos nou so op. Kom, as nog. Ek wil op 'n soos sê. Maar hier sê julle wat 'n hande gelig het. Dankie daarvoor. En ek glo dat die Here dit gaan seën. Want as jy in hierdie woordspeling inkom van die woord, jy gaan God se hart soveel lekkerder verstaan. Hy lees later aan so lekker want jy kom in sy styl in as jy hom baie lees. 'n Halfuur 'n dag van 1 Junie af gaan jy hom deurlees deur einde van die jaar toe. Goed, môre aan sê ons dan wie is ek? My samestelling. Dit gaan oor impak maak. God het my op 'n sekere manier gemaak, 'n sekere ding in my ingebou dat hy deur my impak wil gaan maak. Die wêreld om my drasties wil verander. So môre aan kyk wat hy in ons ingebou het daarvoor. Ek weet ek moet nou nie vir julle al hierdie onderwerpe laat bid nie, maar dis wat ek wil vra waaroor ons sal saam bid. Ek dink ek gaan maar sommer so môre aan dieselfde lysie gee, dalk praat ek kort en kan ons meer tyd daarvoor gee. Want spesifiek vir ons gemeente bid, ons dorp, vir die kerk in die algemeen, met ander woorde vir die gelowiges wêreldwyd, vir ons land en dan beslis vir onsself ook.
Ons dink aan die mense wat siek is en herstel in ons gebede. Ons het gister ook gesê, dis biddag vir ons gesinne, so ons kan daaraan ook spesifiek dink. Ek wil vra, dat ons oë net toemaak en saam met die Here praat, net so 'n oomblik. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag, vir vanaand, vir u woord. Here, die Bybel is so 'n kosbare boek. En ek wil bid dat ons dit sal onthou, dat ons die inhoud van hierdie boek sal toetel en ons harte mag dra. En dit sal uitleef wat u vir ons daarin sit. Dat dit vir ons 'n nuwe opgewondenheid mag gee. Dat ons shalom sal ervaar wat u skenk. Seën ons om hierdie week dan ook oop te wees vir u Gees se werking in ons. In die naam van Jesus Christus. Amen. Jy mag pannekoek en koffie gaan kry by die saal. Ek dink daar's genoeg dat elke stukkie gaan kry.